So welkom by ons eerste gesprek van hierdie reeks, Volgelinge van die Weg. Ons gaan saamstap oor die volgende paar weke en elke episode 'n bietjie gesels oor hierdie pad van disippelskap, van groei, van naby wees aan Jesus. En ons het vandag vir Ernie hierso by ons, en ons is baie opgewonde om hom hier te hê en om met hom te gesels vandag. Baie welkom Ernie. Baie dankie Louwelen, dit is my absolute voorreg. So ons begin by die begin en ons wil graag weet, waar het Volgelinge van die Weg vir jou begin? Louwelen, dit is baie interessant. Dit gaan eintlik oor iets wat ek glo die Heilige Gees in my hart gedruk het en my al lank op pla, dat ons is besig om 'n kennisgedrewe disippelskapproses in die kerk te volg. Vir ons voel dat mense moet net genoeg weet, dan sal hulle volgelinge van Jesus word. En dis eintlik teleurstellend te sien hoe meer mense weet, dit nie hulle noodwendig help nie. En waar ek letterlik begin het, is om nie af te kyk op prosesse wat ander kerke en ander parakerkorganisasies begin nie, maar regtig die vraag te vra, wat beteken dit om 'n disipel van Jesus Christus te wees? En Louwelen, soos ek het vir baie mense sê, hierdie was een van my grootste oomblikke in my lewe, waar ek krities in die Nuwe Testament gaan kyk, wat is dit wat ons moet weet om volgelinge van die weg te wees, en wat is dit wat moet gebeur in ons, die geestelike formasieprosesse, en ons het dit alles in ons volgelinge van die weg proses ingebou. Ja, dit is, ek moet sê, wat nou van my, wat nou klaar deel is van die proses, dis definitief hoe ek voel daaroor. Dis nie iets wat jy sommer net doen, omdat jy dit doen nie. Jy voel half ingetrek om deel te wees van hierdie proses. So watter vrug sal jy wil sien uit hierdie proses? Wat is vir jou, nie dat dit regtig vir jou is nie, ek meen, ons weet dit is vir die Here, maar wat se vrug wil jy sien uit hierdie hele proses? Toe ek die proses ontwikkel het, en ek glo dit is die Here wat my gepraat het, het ek agtergekom, ware disippelskap is 3 goed. Om 'n verbintenis met Jesus te hê, amper wil ek sê, miskien moet ek dit so sê, jy weet, as jy teruggaan na die Nuwe Testament toe, hoe het 'n disipel gelyk? Dit was iemand wat 'n rabbi gevolg het, hy het 3 begeertes gehad. 1, om verbind te wees aan sy rabbi. 2, om verander en getransformeer te word deur sy rabbi. En 3, om te kan doen wat sy rabbi gedoen het. En ons het ons disippelskapproses op dit gebou. En die goed wat vir my uitgestaan het, en waarop ons die hele proses baseer, is 'n verbintenis aan Jesus, 'n intieme, persoonlike verbintenis met, nie net Jesus nie, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, om getransformeer te word deur die Heilige Gees en deur die woord, om verander te word met ander woorde, en derdens die verpligting om te begin doen wat Jesus sou gedoen het, om hom in sy voetspore letterlik te volg. Presies, ja, so om deel te wees van sy daaglikse beplanning van jou lewe. Okay, so jy het nou gesê wat jy graag die vrug wil sien uit hierdie proses uit, maar vir wie is hierdie proses? Hierdie proses is letterlik vir elke persoon wat hom of haarself noem as 'n Christen. 'n Christen, 'n gelowige. En wat ons spesifiek in hierdie proses gedoen het, is om letterlik disippelskap te sien as 'n proses wat op verskillende vlakke kan plaasvind. So letterlik in 'n huisgesin verband kan 'n disippelskapproses, en dit is die tool, of die gereedskapstuk, as ek jy weet, as ek dit so kan sê in Afrikaans, 'n tool is 'n baie mooi Engelse woord. Miskien wil ek dit net weer herhaal. So as ek dit so kan sê, 'n stukkie gereedskap wat ons ontwikkel het vir elke persoon. Nie net om 'n volgeling te word nie, maar om ook iemand te help, 'n vriend, jou eie huisgesin, jou eie klein groep te help, oor wat is dit wat ons moet weet en kan doen en kan leef om regtig 'n volgeling van Jesus Christus te wees. En ek onthou in een van jou gesprekke, ek gaan nou nie onthou of dit 'n preek was of dit net 'n gesprek was wat ons gehad het nie, maar het jy gesê dat ek meen, ek self het daarmee gesukkel om met my huisgesin iets te doen wat actually iets beteken en nie net 'n Bybelstudie is nie. Nie dat Bybelstudie verkeerd is nie, maar nie net 'n normale Bybelstudie nie. Ek voel ek doen iets actually in my kinders lewe of my vrou se lewe deur die Here. En so hierdie proses help ons daarmee dat jy het iets
om vanaf te werk. Jy het 'n raamwerk basies waar jy kan sê, okay, dit is wat ons gaan behandel. Dis nie dat jy iets moet uitdink of ja. Nee, Helen, ek hoor gereeld die klagte van vrouens en van mense wat sê, my man, my pa is nie regtig die koning, priester en profeet, as ons daai beeld gebruik, 'n Bybelse beeld gebruik van 'n geestelike leier in ons huis nie. Ja. My ervaring, dit is nie die waarheid noodwendig nie. Ek dink paas word net nie bemagtig om die geestelike leier te wees nie. En dit is ons verantwoordelikheid om paas tools te gee, gereedskap te gee, hoe om die koning, priester, profeet van sy huis te wees. En hierdie volgelinge van die wegproses is so vernuwend anders, in die mate dat dit regtig 'n stuk gereedskap in die pa se hand sit, met 36 Bybelstudies wat oor 'n jaar kan help, sy gesin weekliks kan help oor wat is dit om 'n volgeling te wees, en dan het die persoon wat dan die proses deurmaak, soos 'n lid van sy gesin, 'n kind of 'n tiener of 'n jong volwassene, het dan ook materiaal hoe om 'n volgeling van die weg te wees. So dis 'n volledige proses, 'n stuk gereedskap in almal se hande oor wat om te doen, watter skrifte om te lees. Wat die gedagtes agter die skrifte, die konteks is, wat die relevante toepassing van daardie gedeelte is, en dit is alles daar. Dis 'n baie goeie antwoord. Baie dankie vir jou insette vandag met hierdie, ons waardeer dit regtig, en ons waardeer jou gesels regtig. So dalk vir die wat luister en kyk vandag, kan jy jouself dalk vra, waar is ek op hierdie pad? Is ek iemand wat alreeds deel is van hierdie proses, of deel van hierdie pad, of het ek nog nooit eens van gehoor nie? Is ek nog op reis, of het ek dalk iewers langs die pad gaan sit, omdat dinge net te moeilik geraak het? Dankie dat julle almal saamgestap het op hierdie eerste dag, of vandag. Volgende keer gesels ons oor hoekom hierdie proses nodig is, en hoekom dit belangrik is om doelbewus hierdie proses te volg, en nie net noodwendig net te glo nie. Baie dankie, Helen, dit is 'n voorreg om met jou en die luisteraars te praat. Baie dankie, Ernie. Lekker dag. Dankie.